Internasionale steun vir Orania is baie belangrik en oor die afgelope ruk was daar verskeie netwerkgeleenthede vir Oraniërs reg oor die wêreld. Gesig wat bekend is hier op die Orania Beweging se YouTube kanaal wat julle miskien lank terug gesien het, is natuurlik Joost Strydom. Joost, baie welkom terug in Suid-Afrika en welkom terug in die Afrikaner tuiste. Frans, is lekker om by die huis te wees, dat jy dit sê, Oos-Wes tuis bes, en dit is inderdaad so, terwyl dit vir ons lekker is om met ons vriende buite Suid-Afrika en buite Orania te gaan praat en ons saak te stel, is daar daarom net geen plek soos die huis nie. En as mens vir lang periodes van tyd nie by die huis is nie, dan waardeer jy dit. Dit is dis in die bloedige son wat mens die skade weer waardeer. So dis lekker om tuis te wees. Nou Joost, jy was deel van 'n klompie skakelgeleenthede, skakeltoere, netwerkgeleenthede, eerste FSA toe. Die FSA het onlangs vreeslike opspraak oor Afrikaners en Suid-Afrika gemaak en dit het so half ons hier in Orania genoop om afvaardiging te stuur na die FSA toe. Ek dink voordat ons kom by julle tweede skakeltoer, kom ons hoor net eers bietjie terugvoer uit Amerika uit. Ek gaan baie kortliks terugvoer gee, Frans. Ons het om die waarheid te sê, ons hele skakeling daar gereduseer tot enkele sinne. In die eerste plek, ek wou amper sê die stof onder Afrikaners het al effens gaan lê oor die drama wat afgespeel het tussen die FSA se regering en die Suid-Afrikaanse regering, in die lig daarvan dat ons weet van die Trump uitvoerende opdrag, ons weet daarvan dat die verhouding tussen Pretoria en Washington nie goed is nie. Ons weet van Rasool wat as ambassadeur persona non grata verklaar is. Ons weet van al die goed. My waarheid te sê, dit voel al na 'n ruk terug se nuus. Kort na die Trump uitvoerende opdrag, wat ek moet bieg vir my persoonlik, ek dink vir meeste Afrikaners as 'n groot verrassing gekom het ons daarop reageer in die openbaar. En dit was maklik. Ek dink van ons ondersteuners sal onthou wat ons standpunt was. Dit was baie dankie vir die aanbod, baie dankie vir die hand van vriendskap, baie dankie vir die erkenning vir ons as Afrikaners, maar ons hoort hier. So in 3 woorde dan, help us here, is ons boodskap aan die Amerikaners gewees. Goed, ons weet, dis nie almal se boodskap nie. Daar's mense wat kies om Suid-Afrika te ruil vir die FSA, en ons weet daar's mense wat, ek dink nou onlangs, wel ook goedgekeur is vir vlugtelingstatus. Ons as Orania Beweging praat nie namens alle Afrikaners nie. Ons praat namens Orania, sy mense en ondersteuners van die Orania gedagte. En dit is mense wat vir hulle self 'n huis, 'n tuiste hier op die Afrika kontinent wil hê, die plek van ons voorouers en hulle voorouers vir die afgelope 400 jaar. Just net vinnig daai boodskap aan Trump of die reaksie van die Orania Beweging op Trump se uitspraak was byna 1 miljoen kere op sosiale media gekyk. Nou ek dink die vraag wat baie mense het is as die gevoel is dat die boodskap tog in Amerika is aangekom het, waarom dan steeds gaan, of was julle uitgenooi, of is daar 'n ander boodskap wat julle gaan voer het? Frans, daar's 'n paar redes hoekom ons besluit het om wel te gaan. In die eerste plek, die boodskap het inderdaad ook sy weg gevind tot in die FSA, tot in belangrike kringe. Ek dink, wanneer Oraniërs sê, help ons hier, nie noodwendig met belastinggeld nie. Kyk, ons sal nie wederkerig positiewe beleggingsgeleenthede van die hand wys en die klas van goed nie, maar ons hoofaanspraak is nie om te sê, hoor jy, ons deel vir ons belastinggeld uit nie. As mens dan die boodskap kommunikeer van help ons hier, help ons deur ons polities te erken, nie te lank gelede nie, om die waarheid te sê, nadat Jan van Riebeeck aan die Kaap aangekom het, het die Amerikas ook hulle onafhanklikheid van Engeland gekry, en ek dink dit was Frankryk wat hulle eerste erken het. So dit is iets wat nie te lank terug in hulle eie geheue is nie, hoe belangrik politieke erkenning kan wees. Nou, politieke erkenning kan net wees ook om te sê, hier is 'n groep mense, hulle is 'n volk in eie reg, hulle het die reg om te bestaan, en ons erken dit. Vir Afrikaners 'n reuse tree vorentoe, vandat ons internasionaal die muisonde van die wêreld was nog 'n paar jaar terug, so hoe die globale wêreld teen ons gedraai het. So ons het besluit om te gaan vir 'n paar redes. Eerste en belangrikste, kan ek sê, ons het wel 'n uitnodiging gekry. Ons is uitgenooi, en die manier hoe ons dit maar verwoord is om te sê, ons het op uitnodiging na die FSA gegaan, ons het sinvolle en belangrike gesprekke gevoer, waaroor ons met party goed met ons kontakte aan daai kant saamgestem het en oor party sake verskil het.
En dan het ons gesê ons het dit in diepte bespreek en verdere toeligting in gesprek is nodig. Niks is afgehandel nie. Ek wil hierdie geleentheid ook gebruik maak en sê die verstommende reaksie van ons ondersteuners. Toe ons sê ons wil hierdie sending na die FSA stuur, ons wil Orania se saak gaan stel, ons wil Afrikaners se saak gaan stel, ons wil die wat kies om in Suid-Afrika te bly se saak gaan stel, terwyl ons ook die slegter wordende politieke situasie in Suid-Afrika vir Afrikaners verduidelik, het ons mense gesê ons ondersteun julle. Hulle het dit nie net met goeie wense gesê nie, hulle het fisies, finansiëel ons poging ondersteun. Niemand is gedwing om by te dra nie, mense het dit vrywillig gedoen en 'n fantastiese ondersteuning. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ek dink dit was baie sinvolle skakeling. En soos ek sê, dis 'n voortdurende gesprek wat aangaan. Ons het ook in 'n nuusbrief gesê, Frans, dat ons nie te roekeloos wil omgaan met van die gesprekke wat ons gehad het nie. Dit is nuwe grond wat gebreek word, dis nuwe kontakte, dit is nuwe mense met wie ons ontmoet en in die lig daarvan kies ons om dit net eers 'n bietjie laer profiel te hou. Mense het gesprekvoering, mense het iets wat mense sagte diplomatie kan noem en mense het openbare pogings om jou volk se saak te stel. En mens moet versigtig wees om onnodige verwagtinge te skep deur goed te sê. Mens moet versigtig wees deur mense wat jy pas ontmoet het en pas mee bande begin bou het, om hulle in 'n sekere lig te stel vir jou eie openbare hoek, en daai goeie oordeel om te sê wat sit ons in die media en wat hou ons net eers 'n bietjie terug, is krities belangrik. Ek dink is ook 'n oordeel wat Oraniërs deur die jare geleer het. Maar dit was sinvol. So behalwe vir daardie ontmoeting het ons ook natuurlik ten doel gehad as Afrikaners Amerika toe wil gaan as vlugtelinge. Wat kan die Amerikas hulle bied wat Orania nie kan nie? En hoe kan ons daaraan werk om ons gemeenskap meer aanloklik en aantreklik te maak? So ons wil ook weet hoe dink Afrikaners oor Amerika, en dan wil ons weet die ekonomiese rol wat Afrikaners in Amerika speel. Ons sien ons jong mans en ons jong dames wat gaan werk daar in verskillende lyne, onder andere as boere. Hoe kan ons daai kundigheid, daai harde arbeid, daai werk wat daar verrig word, hoe kan ons dit oor die langtermyn Orania toelok? Hoe kan ons vir ons mense tuiste skep? Ons het ondersteuners in Amerika. Ek het gereeld gesê dat daar's net in die staat, die New York staat, ons het 2 miljoen Republikeine, omtrent soveel Republikeine net in die staat as wat daar Afrikaners in Suid-Afrika is. Ja. Hoe kan ons daai mense steun mobiliseer? En dan laastens het ons ook by die New York Young Republicans Club, die oudste jong Republikeinse klub in Amerika, het ons 'n geleentheid gehad om te praat, en ek dink van ons ondersteuners het ook daai video gesien, Orania se saak gestel. Dus was dit jou eerste keer in Amerika gewees, en is dit ook Orania se eerste skakeltoer na Amerika toe? Frans, dit was beslis my eerste keer, en dit was vir my 'n interessante ervaring. Sover ek weet ook een eerste amptelike Orania sending. Ek weet wel dat Karel Vier Boshoff in die 90's namens die Volksstaatraad Amerika besoek het op 'n tipe van 'n skakeltoer en 'n verkennende toer wat dit aanbetref. Ek weet dat die Volksstaatraad, Frans, jy sal dit nie glo nie, soos ek verstaan, het destyds van die Suid-Afrikaanse regering diplomatisiese paspoorte gekry vir daardie besoek. So dis sommer iets interessants. Ja. Is belangrik dat ons onthou, die Volksstaatraad het verskriklik baie erkenning geniet, en moenie dat die EFF en die ANC en ander radikales kom en vir ons sê dit was 'n tipe van 'n POX onderhandelingsoomblik en ons het nie legitimiteit in die goed wat ons doen nie. Dit is amptelik erken deur die regerings van daai tyd om te sê hier in hierdie oorgang is 'n ding wat onderhandel word, en daai ding is die reg vir Afrikaners om te organiseer. Ja. En ons erken dit in soverre ons selfs diplomatisiese paspoorte gee. Ons moet bou daarop. Dit het net verlore gegaan omdat daar nie genoeg inisiatief geneem is om dit op te bou nie. Natuurlik is die ANC ook antagonisties geweest baie keer, maar Afrikaners moet meer inisiatief neem en bou aan hierdie instellings. Kyk, ons het baie ondersteuners in die FSA. Jy sal nou weet, ons kry baie boodskappe van ons ondersteuners uit die FSA uit. Ons sien gereeld op ons wanneer jy kyk na wie ons video's kyk en wie op ons sosiale media aktief is, baie van hierdie ondersteuners kom uit die FSA uit, so ek dink dit is belangrik. Veral so met die eerste skakelgeleentheid om jou gesig te wys, om te wys wie ons is, hierdie is waarmee ons besig is. So ek verstaan dat julle vlag ook daar oorhandig van die mense, so nou is daar Orania vlag wat in die FSA ook wapper. Maar dan aan die ander kant was julle ook nou, was daar 'n groepie afvaardiging uit Orania uit na Europa toe. Dit is nie die eerste skakeltoer nie. Daar het ons baie vriende, amptelike organisasies wat selfs al belange in Orania ondersteun.
Wil jy my net 'n bietjie vertel oor wat het die toer behels en wat was die doel daarvan? Ja. Wel, eerst wil ek sê Frans om uit Amerika uit terug te kom in 'n bietjie meer van 'n neem die inisiatief en die inisiatief is nou daar, ons moet nou gaan skakeltoer en dan 'n week in Suid-Afrika te hê, eintlik in Orania te hê en dan vir 'n toer wat al lankal beplan is te vertrek is dit is nogal intens. En dan moet ek kan nie anders as om te sê vir die kantoorpersoneel hier by die Orania beweging en spesifiek ook vir jou en vir die ander wat ons kantoor in die gang gehou het hier in hierdie besige tyd, my grootste dank en waardering. Ek dink nie altyd mense buite Orania, selfs Oraniërs besef hoe bedrywig dit hier raak. Van die EFF tot joernaliste, mediaspanne, goed wat gebeur en terwyl die gewone operasies van die kantoor nog moet aangaan. Dit is harde werk, dis laat aande, dis vroeg opstaan, dis planne maak as mense bestuur. So my opregte dank daarvoor. Dis lekker spanbou, dis lekker om hard te werk so. Ja. Goed, so ons het toe vertrek, Frans, die inisiatief is geneem deur die Orania Ontwikkelingsmaatskappy om 'n Europese skakeltoer aan te bied. Die Europese skakeltoer is 'n tradisie wat ons al lank het. Hoekom? Dis ons stamlande, dis waar ons vandaan kom. Ons het 'n geskiedenis van paar duisend jaar met daardie mense voordat ons vir die afgelope 400 jaar Afrikaners is. En dit is waar ons mense vandaan kom. So die Nederlande, die Vlaminge, ons was nou nie in Frankryk nie, maar die Franse hugenote wat hier na toe gekom het, en veel ander. En dan spesifiek is daar 'n paar oomblikke in die Boereoorlog waar die Bulgare, dit het ek nou onlangs geleer, ons ondersteun het, waar die Suid-Tirolers, Duitse gemeenskap in Italië ons ondersteun het, Nederlanders, en veel ander ook. En dit is ou bande vir ons, dit is 126 jaar oude bande, wat ons weer kan optel, en waar ons baie steun kry. So ons het die Orania Ontwikkelingsmaatskappy, die Orania Verteenwoordigende Raad, die Orania Beweging, die Orania Dorpsraad, Bokaroo Opleiding, en 'n paar ander Orania instellings het saam op hierdie toer vertrek. Ons was 'n groep van 9, en ons het verskillende doelwitte gehad om te haal op hierdie toer. En ek dink ons het dit reg gekry tot 'n groot mate. Goed, so julle vertrek uit Orania uit, vertrek uit Suid-Afrika uit per vliegtyg. Soos ek verstaan het julle ook met verskillende manier, ja. verskillende vlugte geneem. Waar land julle? Hoe lyk die toer? Ja. Frans, ons eerste doelwit was om vir ons konstruksiemanne, ons ingenieurs, ons ontwikkelingsmanne in Duitsland te kry, want die grootste konstruksieskou in die wêreld word aangebied in München. So om ons mense daar te kry om te sien die vlak van tegnologie wat groot Europese lande gebruik, die vlak van outomatisering, die gebruik van nuwe rekenaarstelsels in tegnologie, interessante masjiene en so aan. Hoekom? Om arbeid te vergemaklik. Sleutelkonsep vir Orania om te sê, hoe kan ons arbeid, ons tegnologie en ons outomatisering vergemaklik sodat ons 'n gespesialiseerde ekonomie vir Afrikaners hier kan bou terwyl ons nie goedkoop vreemde arbeid. Kyk, dis natuurlik deel van ons pioniersdenke, nê. As ons in Orania op eie arbeid staat maak, dan beteken dit in die eerste plek arbeid is nie in oorvloed beskikbaar nie. Ons moet deurlopend dink hoe ons tegnologie kan inspann, hoe ons dinge meer koste-effektief kan maak, tyd-effektief kan maak. Ons bou op 'n volhoubare manier, maar daar is kritiek dat ons soms bietjie stadig bou en dit is hoekom ons deurlopend moet kyk na hierdie tipe dinge. Jy's in die kol, Frans, en ek dink die groot ding is daai tegnologie bestaan. Ja. Dis dalk so 'n klein bietjie buite ons bereik ekonomies. Maar ons moet planne maak om daarby uit te kom om ons ekonomie te groei tot 'n mate dat dit vir ons moontlik is om te belê in daai tipe van tegnologie en daarna toe te werk. Ons moet 'n plek hier skep vir ons mense. Ons kan nie te stadig vorder nie. So kon die konstruksie ons met 'n hyskraan terugvlieg of het hulle daarom net 'n paar dinge geleer? Ja, Frans, ek moet sê die idee wat ek gekry het is eintlik lekker wees om met die ingenieurs en met die manne te praat wat meer intensief al die stalletjies en goed bygewoon het, is om te sê opgewonde en so 'n bietjie oorweldig. Die tegnologie is amper asemrowend. Natuurlik ook ongelooflike dierprodukte, maar ook tegnologie. Mens steel ook mos so 'n bietjie met die oog. Jy sien, hoe doen hierdie ouens hier vervaardig hulle hierdie betonblaaie wat vloere, tweede en derde verdieping vloere vir geboue vinnig vervaardig. Hier het ons hierdie tipe van ligte staal konstruksie. Dis alles konsepte wat mens kan
huis toe bring en jou eie maak. Terwyl jy in gedagte hou dat daar bestaan tegnologie, daar bestaan masjiene wat plaveisel kan lê in rekordtyd sonder veel menslike insit en so. So dit was baie interessant. En ook om te sê, ons vat Oraniërs na die grootste, mees gespesialiseerde konstruksieskou in die wêreld toe. Dit is ongelooflik groot. So om dit te doen en om te leer, om te verbeter sodat ons vir ons mense 'n plek kan bou was baie belangrik. So dit was die eerste stap. Goed. Dan het daar ouens van Orania se tegniese opleidingsentrum ook saamgegaan om te gaan kyk na, wel ek neem aan opleidingsinstellings in Europa. Dit is natuurlik ook tot 'n mate te doen met arbeid want ons leer tegniese vaardighede by die opleidingsentrum. Wat was die doel vir die opleidingsouens? Wat het hulle daar geleer? Ek dink die eerste doel van so 'n Europese skakeltoer is ook net om horisonne te verbreed, nê. Baie van die mense was dalk al in Europa en so aan, maar nou het mense 'n spesifieke fokus. Hoe lyk opleiding en onderwys in westerse lande? Te sê, hoe werk akkreditasie? Op wat se ouderdom begin opleiding? Op wat se vlak begin jy met sekere vaardighede en kundigheid en so aan? Want te sê, hoe doen hierdie ouens goeders? Ons besop dat ons nie te vernou in ons denke nie. Ons weer 'n bietjie die gedagtes oopmaak, planne maak. Hoe lyk moontlike skakeling met universiteite, colleges of skole in Wes-Europa? Hoe lyk die moontlikheid van kruisakkreditasie as ek nou sommer so jy weet, so stywer in die armbeers kan gooi? Hoe sal dit lyk as Afrikaners op tuisbodem meer geantagoniseer word en ons moet vriende maak met ander instellings om kruisakkreditasie van een of ander wyse te kry. So dit is alles moontlikhede en dit het dan ook so gewerk, die 3 groepe, die politieke groep of kom ons sê maar die verteenwoordigende groep, die bou- en konstruksiegroep en dan die opleiding en onderwysgroep het apart geopereer. Ons het hier karre gehad, so ons kon gaan na 'n politieke afspraak terwyl die ander ouens by 'n tegniese afspraak en die ander by 'n opleidingsafspraak is. Ons het min tyd. Dit is duur om daar te wees, so ons wil die beste daarvan maak. En dit het beteken dat ons baie keer 3-4 afsprake per dag gehad het. So. En mekaar dan weer 12 uur die aand gesien het as jy die 2 ure teruggery het na jou blyplek toe wat ook al. So dit het vir ons goed gewerk. Dus ek is vreeslik nuuskierig oor die politieke groep se uitsette daar in Europa. Ons het nou gehoor van die konstruksiegroep, ons gehoor van die opleidingsgroep, die politieke groep of die verteenwoordigende groep waarvan jy ook deel was. Wat is jou terugvoer? Wat dink die mense daar van Orania? Met wie het julle ontmoet? Is daar ondersteuning vir Orania te vind in Europa? Frans, ek snaaks so goed werk. Partykeer sit mens vir 2 ure en drink koffie met iemand hier in Orania en as jy weer sien dan dra hulle by tot onderwys in Orania. Maak 'n substansiële bedrag bydra 'n jaar later of 2 jaar later of hulle sien jy weet dis 'n probleem hulle sê oor ons wil vir wat ook al vir Orania veiligheidsdienste bydra maak of hoe dit ook al sê. Dis snaaks so lank dit baie keer vat vir die goed om af te betaal. In 2009 het 2 mans byvoorbeeld in Orania in die kantore van die Orania beweging ingestap. En daai tyd het my pa hulle nog op toer gevat. Florian en Christoph van Ag. Nou hulle is albei nou groot rolspelers in die politiek in Suid-Tirol en hulle kon vir ons 'n fantastiese program saamstel met hoë vlak ontmoetings in Suid-Tirol. Hoekom? Omdat hulle in 2009 2 of 3 ure tyd gekry het van 'n Oranier en 'n vriendskap so begin bou het. Wonderlik. So jy weet dit is 16 jaar later betaal hierdie goed vir jou. As ons dink in terme van 'n volks geskiedenis kan ons nie bekostig om te dink as ons nou iets doen moet ons nou dadelik resultate kry nie. Goed. So het ons program gelyk. Ons het begin eintlik maar dat ons politieke skakelprogram in Suid-Tirol begin. Nou Suid-Tirol is 'n Duitssprekende provinsie met 90% onafhanklikheid in die Italiaanse staatsgrense. Dit is na die Eerste Wêreldoorlog vir Italië gegee, alhoewel dit eintlik Duitssprekend Oostenryks was. En hulle is vreeslik onderdruk deur die Italianers onder Mussolini. Hulle het probeer Italianiseer, hulle name verander, hulle mag nie 'n Duits skool gekry het nie en so hulle het groot waardering vir Afrikaners se situasie en hulle het ook in die verlede al hulp gekry deur Afrikaners. Goed. So die Suid-Tirolers het vir ons baie moeite gedoen. Ons het, as ek nou sê, politiek of verteenwoordigende skakeling, die ontwikkelingsmaatskappy het ook vir ons ongelooflike skakelwerk daar gedoen, maar dit sluit dan nou, wat mense sal sê, gewone partypolitiek in, byvoorbeeld partye en verkose parlementslede in die Suid-Tirolse parlement, maar ook, goed soos byvoorbeeld sakekamers. Die Suid-Tirolse sakekamer is 'n sakekamer met 60.000 maatskappye wat lid is. Een van die hoogste BBP per capita gebiede in Wes-Europa, in die EU,
is Suid-Tirol. 'n Bevolking van 500,000 mense. Is dit nie 'n fantastiese voorbeeld vir Afrikaners? Ja. Ons is 4 keer soveel as hulle. Ja. Nee, hulle produseer en dis nou interessant, die Vlaminge ook, hulle is ook 'n klein bevolking. Hulle is 'n paar miljoen, ek weet nie hoeveel nie. 2 uitstekende voorbeelde vir Afrikaners, klein volke met 'n ongelooflike ekonomiese uitset. Gespesialiseerde ekonomieë. Nou hier die Suid-Tirol se sakekamer vir ons meer as 'n uur afgestaan en ons kon met hulle gesels, ons kon oor ekonomiese beplanning praat, ons kon oor hulle uitdagings praat, geleenthede, wat hulle doen en dis meer. So dit was fascinerend, dis 'n soos ek sê 'n bevolking met 500,000 mense, 8 miljoen toeriste 'n jaar. Ja. Kan Orania se toerisme sektor nie by hierdie mense leer nie. Kan ons Ja. ekonomie nie by hulle spesialis produksie van goed ook leer nie. Dan Frans, na dit het ons na 'n ander navorsingsinstelling toe gegaan in Suid-Tirol. Ons het, ek wil nou nie te lank oor Suid-Tirol praat nie, alhoewel ek die hele dag kan praat oor wat hierdie klein groepie 500,000 so 80, net oor die 80% Duitsers en ons so 20% Italianers wat nou in die Mussolini tyd daar geïntegreer is. Ja. Wat hulle ekonomies reg kry, wat hulle polities reg kry. Ons het ook onder andere geskakel met hulle parlement. Ons het die geleentheid gekry, die deur is vir ons oopgemaak om daar met 'n parlementêre verteenwoordiger, 'n verkose lid van die parlement, 'n aanbieding van seker 45 minute oor Orania te maak. So dit was fantasties. Hulle het met aandag geluister. Dit was vir ons 'n groot voorreg. Daarna Frans het ons nog enkele ander afsprake gehad met die vriendeskruis van die vriendegroep van Afrikaners in Tirol. So dis die Tirolers wat ons daar ondersteun en dan kon ons van daar af ons toer voorsit. Sê gou vinnig Joost, watter lande het julle alles besoek? Het julle dan nou begin by Suid-Tirol? Ons het begin in Duitsland met die konstruksieskou. Ja, goed. Daar het ons nie politieke afsprake gehad nie. Daarna is ons na Suid-Tirol toe. Ons 'n paar dae spandeer het juis omdat ons ondersteuning daar het. Ons het ondersteuning die vriendegroep vir Afrikaners in Suid-Tirol is reeds in 2010 gestig. Sure. Hulle het bygedra tot ontwikkelingsprojekte, spesifiek behuising vir behoeftiges hier in Orania, sodat ons ook vir ons behoeftige mense kan help en let op ander maniere al bygedra. Ek dink hierdie is die grootste politieke afspraak wat ons nog ooit in Suid-Tirol gehad het in die parlement. Dan met die sakekamers en so aan, en van daar af is ons dan Frans is ons terug München toe en dan toe per trein. Dit was vir ons 'n bekostigbare opsie Nederland toe. Dit was 'n dagreis te trein en van Nederland af het ons dan nou Nederland gedoen waar ons politieke afsprake gehad het en toe Vlaandere in België. Goed. En dit was so om en by 3 weke. Ek weet die hele groep was nie vir 3 weke weg nie, maar jy was dan nou vir 3 weke op hierdie skakeltoer gewees. Ja, die amptelike toer was 2 weke. Ons het nog 'n week ekstra geleentheid gekry om nie 'n bietjie nuwe grond te breek. Is dit? Okay. Nee, goed. Joost, vinnig terugvoer uit Vlaandere uit. Daar het ons ook baie vriende van Orania. Ja, verseker van ons beste vriende. Ek dink aan iemand soos Johan Dekmyn wat van 92 af al betrokke is by die Afrikaner saak. Hy is 'n lid van die parlement, die Vlaamse parlement. Dan het ons vir Christof Slagmulder, baie van ons ondersteuners sou hom al gesien het op ons YouTube of op ons Facebook blaaie waar hy homself sterk uitspreek teen plaasmoorde, teen die verdrukking van Afrikaans deur die Bella-wet, pro-Orania, pro-Afrikaner. Dis baie interessant dat in sy wijk waar hy staan as gemeenteraadlid, wat tipe van 'n munisipale verkiesing is, en ook as parlementslid. In sy wijk waar hy as gemeenteraadlid staan, is Orania 'n gesprekspunt. Hy ondersteun Orania in die publiek, hy plaas foto's en sy kommunisties, wil ek amper sê, sosialisties liberale teenstanders is so teen Orania dat dit nou 'n argumentpunt is vir wat in die kiesers ook moet jy weet, waarvan hulle ook moet kennis neem. So Orania is 'n gesprekspunt daar. Ons het in Vlaandere ook met Dries van Langenhoven ontmoet. Dries is 'n voormalige lid van parlement wat nou verskriklik vervolg word deur die liberale Belgiese regering. Dit was 'n baie positiewe ontmoeting, alhoewel sy situasie nie so positief is nie. Kon ons aanhou praat oor die alternatief, om uit die partypolitiek uit ook 'n alternatief te hê, iets soos 'n gemeenskap soos Orania waar Afrikaners 'n meerderheid is, en ook daai denke onder Vlaminge los te maak. Hulle is in 'n moeilike situasie, dit moet ek sê. Ek sal graag miskien 'n hele program op net daaroor wil doen. Dis baie interessant. Ons kon dit doen, ons kon met die Vlaamse Volksbeweging ontmoet, die Vlaamse Siekefonds wat 'n mediese fonds vir Vlaminge is. Ons kon met FIT, Flemish Investment and Trade, magtige
internasionale skakelorganisasie om besigheid in Vlaandere en buite Vlaandere te ontwikkel kon ons doen. En dan ook met die Marnixring wat ook inisiatiewe en skoolopleiding in Orania ondersteun. So dis van die afsprake wat ons daar gehad het. In Nederland het ons met politieke partye ontmoet, met 'n parlementslid, en ook met heelwat ander tegniese en sulke kwessies. Nou ek weet ons tyd is min, Frans. Ek wil net ten laaste sê, ons kry toe die geleentheid 'n uitnodiging uit Bulgarië van alle plekke. Ons weet niks van Bulgarië nie en ons kan nog miskien in 'n ander program heelwat daaroor praat. Ons het 2 nagte in Hongarye spandeer omdat ons ook 'n vriendegroep vir die Afrikaner in Hongarye het. Weet jy hoe magtig is dit? Ons doen hierdie werk oor jare en dan begin jy vriendegroepe. Suid-Tirol, Vlaminge, Hongarye, vriendegroepe vir mense volk daar ontwikkel. En die vriendegroep in Hongarye het ons gehuisves. Baie dankie aan Andras en Christine wat daai moeite gedoen het. Wat ons kostes laag gehou het. Ek kan ook nog lank praat oor Hongarye, maar toe ons Bulgarië toe. Wat 'n ander wêreld is sentraal Suidoos-Europa nie. Dit is glad nie bekend vir ons nie, maar dit vir ons nuwe gedagtes laat oopgaan. Ek sou sê wat vir my uitgestaan het, is hoe vurig hulle kommunisme haat. Hulle is ge-expropriate without compensation, hulle dorpe is plat gemaak deur die kommuniste, hulle mense is doodgemaak, en hulle leef nou in postkommunisme Bulgarië, en hulle moet amper weer baie identiteit bou, wat die kommuniste vernietig het. Laat dit vir Afrikaners ook 'n donker waarskuwing wees. Wel, dit is nou wat ek so 'n vergelyking sou sê te maak tussen 'n plek soos dit en Orania, wat hier eintlik ook nie maar vreeslike, ek wil sê Afrikaner identiteit noodwendig op die grond hier was voordat die dorp self gekoop is nie. Frans, ek dink ons kan nog 'n hele program daaroor doen. Hongarye wat hulle kultuur opbou en Bulgarië wat probeer om waar bewegings probeer om gemeenskappe te vestig. Ja. Ongelooflik interessant. Ek dink regtig ons sal 'n tweede program moet doen. Juist, skakeltoere is vir Orania baie belangrik, veral nou dat Afrikaners so internasionaal bespreek word, kan ons nie toelaat dat mense namens ons praat nie. Ons kan uit Orania uit bemark en dit doen ons daagliks. Ons kan bemark, ons kan kommunikeer vanuit Orania uit, maar ek dink dit is baie belangrik om jou voete op die grond te kry en in persoon met mense te gaan kommunikeer en ons saak namens onsself te stel. En dit het julle dan nou gedoen in Amerika, dit het julle nou gedoen in Europa. Jy is in minder as 'n week terug. Ek weet nie waar jy volgende week gaan wees nie. Hoopelik net hier. Dis lekker om te hoor dat Orania selfs in Europese parlemente bespreek word. Ja. Ek wil sê Oraniërs, die wêreld weet van julle. Die wêreld het baie uitdagings. Die wêreld gaan deur moeilike dinge. Die mense kyk na die Orania model vir opvoeding, vir die geloofsbasis wat ons het, vir ons republikeinse politieke strewe. Dit maak hulle opgewonde. Dit gee vir mense hoop. Hulle sê die feit dat Orania dit kan doen, maak dit vir ons ook moontlik. Orania is nie perfek nie, Orania is nie finaal nie. Orania het nog baie werk, maar ons gee vir mense hoop. Mense weet wat in Orania aangaan, in detail. Dit is vir my verstommend om dit te sien oor die wêreld, wat vir my vertroostend is om te sien hoeveel vriende ons het. Baie dankie vir elke luisteraar wat ingeskakel het op Radio Orania en baie dankie aan elke kyker op ons YouTube kanaal. As jy enige verdere vrae het oor hierdie skakeltoere, laat weet ons gerus in daardie kommentaar afdeling.